In Psalm 98, ons beruimde psalm, word ons opgeroep om God te loof en te prys. En dan word vir ons gesê, hoekom? Want die God wat ons loof en prys is die God wat wonderdade gedoen het. En dit is waartoe ons vanoggend ook in hierdie oordenking uit Psalm 66 opgeroep word, om blydskap te ervaar te midde van ons omstandighede. Kom ons verootmoedig ons voor die Here en raak stil voor hom, in wie ons sy naam, wie ons hier by mekaar is om te aanbid. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, my bring na u heilige berg en na u woonplek, sodat ek kan ingaan in die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek u, o God, my God, kan prys met 'n lier. Ons is in die teenwoordigheid van die Here, en dit pas, broeders en susters, dat ons die Here loof. Psalm 148, die tweede beruiming, word die ganse skepping, die hemel, die aarde, die engele, almal opgeroep om God te loof en te prys. Gaan kyk, gaan lees die psalm en word ook daardeur opgeroep om God te verheerlik, omdat hy geskep het, omdat hy in stand hou. En dan die belangrikste, laat ons dit ons lof vertel, want belangrik sê vers 8, hy het sy volk in eer herstel. En dit is daarom wat ons dan ook ons geloof kan bely, omdat hy dit moontlik gemaak het en omdat hy ons in Christus herstel het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wonderlik, broeders en susters, dat ons te midde van 'n wêreld wat soekend is en nie antwoorde het nie, en ankers wil sê, dat ons geloof kan bely, omdat ons saam met Psalm 148 kon sing, dat hy ons herstel het in Jesus Christus. En daarom is dit ook belangrik dat ons moet besef dat hierdie geloof wat ons bely, vra opofferinge, vra insette, vra dat ons dit sal leef. En die Here gee vir ons riglyne in sy wet, wat ons elke Sondag hoor, sê vir ons hoe ons met oorgawe ook hierdie geloof kan uitleef. Sondag 34 van die katekismus vra, hoe lei die wet van die Here? En dan bely ons, God het hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die
die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word aan die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Mag die Here ons ook hierin begelei om gehoorsaam te wees, sodat ons ook weer volle blydskap kan ervaar, omdat ons die sin en die doel van ons lewe in Jesus Christus soek en in gehoorsaamheid aan God se gebooie. Kom ons vra die Here dat hy ons ook in hierdie oomblikke, wanneer ons sy woord oordink, deur sy gees sal lei om werklik te hoor wat hy vir ons vanoggend sê. Here onse God, dankie dat ons in diepe ootmoed tot U kan nader. Dat ons ook op hierdie wyse U aangesig kan opsoek. Ook op hierdie wyse as gelowiges aan mekaar gebind kan wees. Ons geloof nog steeds kan bely. U woord kan oopmaak en kan beleef dat U in ons lewe teenwoordig is, ook in hierdie oomblikke. Want U is alomteenwoordig. Maak U woord vir ons oop, dat ons verstaan, en dat dit wat ons hoor, dat dit ons sal aanvuur, sodat ons toegewyd sal uitleef dit wat U in Christus ons gemaak het. 'n koninklike priesterdom, 'n uitverkore geslag, U koningskinders. Laat U naam geheilig word, ook in hierdie oomblikke, wanneer ons met mekaar deel, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons wil vanoggend die woord van die Here oordink uit Psalm 66. Ook die beruiming van Psalm 66 is wonderlik om die woorde te gaan lees, ook daaruit te leer en dit ook as gesinne saam te sing. Kom ons lees uit Psalm 66 vir die musiekleier lied 'n psalm. Juig tot eer van God, almal op aarde. Besing die eer van sy naam. Betoon eer met 'n loflied aan hom. Sê vir God, hoe ontzagwekkend is U dade. Vanweë die grootheid van U krag, vyns U vyande onderdanigheid aan U. Almal op aarde buig voor U in aanbidding. Hulle besing U naam. Kom kyk na God se werke. Ontzagwekkend is sy dade onder die mense. Hy het 'n see in droë grond verander. Hulle het te voet deur die rivier gegaan. Daar kon ons in hom verheug. Hy wat ewig heers deur sy mag, wie se oë die nasies deurkyk, hardkoppiges moet hulle self nie verhef nie. Prys ons God, volke, laat die klank van sy loflied opklink. Hy wat aan ons lewe gee, nie toelaat dat ons voete swik nie. Ja, U het ons getoets, o God. U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. U het ons in 'n vangnet laat beland, 'n las op ons skouers gelê. U het mense oor ons koppe laat ry. Ons het deur vuur en water gegaan, maar U het ons na oorvloed uitgelei. Ek sal U huis binnegaan met brandoffers. Ek sal aan U my geloftes betaal, wat my lippe uitgespreek en my mond beloof het, toe ek in die nood was. Brandoffers van vetgemaakte skape sal ek aan U bring, saam met die offerrook van ramme. Ek sal beeste saam met bokke offer. Kom luister, almal wat vir God ontzag het, sodat ek kan vertel wat hy vir my gedoen het. Met my mond het ek hom aangeroep. Lofprysing was gereed op my tong. Wat onreg betref, as ek dit in my hart sou gewaar, sou my Heer nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het ag geslaan op die klank van my gebed. God moet geprys word.
Hy wat my gebed nie afgewys het, sy troue liefde van my nie weerhou het nie. Kom ek lees weer vir ons vers 3 en 4. Sê vir God, hoe ontzagwekkend is u dade, vanweë die grootheid van u krag, vyns u vyande onderdanigheid aan u. Almal op aarde buig voor u in aanbidding. Hulle besing u, hulle besing u naam. Blydskap, broeders en susters, is in hierdie stadium van ons lewe 'n skaars item. Die spanninge van die tyd is op almal se gesig te lees, want wat ons sien is 'n stroom van helse magte wat oor ons spoel. Moord, huweliksverbrokkeling, kindermishandeling, werkloosheid, onreg, leuns, en dan ook besonder in hierdie tyd 'n pandemie wat in hierdie omstandighede mense angstig maak en wat 'n groot invloed nie net in ons persoonlike lewe het nie, maar oor die hele wêreld. Dis 'n las wat al swaarder word. Ons knie begin knik, ons arms begin hang, ons wil in die geloof soms terugdeins. Vreugde is nie so maklik te vind in hierdie tyd nie. Die omstandighede is nie baie goed om blydskap te ervaar nie. Die psalmdigter roep die ganse aarde op om te juig. Daar moet blydskap wees. En dan gee hy die grond vir, of die motivering vir hoekom ons bly moet wees. Hy sê vir ons, wat is die inhoud van hierdie vreugde? Die ontzagwekkende werke van God moet ons bring tot eerbiedige vrees. Ons blydskap, vreugdes moet kom uit die Here se kragtadige selfopenbaring. God se werk in die geskiedenis, in ons lewe elke dag, moet die rede wees vir ons blydskap. Daarom die oproep, en gebruik die psalmdigter ook die motivering, kyk net eers terug. Die Here se magtige verlossingsdade in die geskiedenis, dit is wat vir ons vreugde bring. Hy kyk terug in die geskiedenis en hy sien dit wat God in sy almag vir die volk gedoen het, verlossingsdade. Die volk het deur die Rooi See getrek, terwyl die vyand deur die waters verswelg is. Hulle deur die Jordaanrivier getrek na die beloofde land. Dit het groot blydskap vir die volk gebring, want hulle daar in God se teenwoordigheid ervaar en besef dat hy by sy beloftes bly. Hulle beleef dat God die almagtige is, dat hy alle mag het, en dat dit wat vir die mens soms onmoontlik lyk, by God altyd moontlik is, want hy heers, hy is in beheer. In Christus het die Here ook 'n onoorkombare vyand by ons weggeneem, naamlik die sonde. Deur die soenverdienste van Jesus Christus is die verlossingspad na die ewige Kanaan ook vir ons oopgemaak. Hy het vir ons skuld betaal, alles. Deur sy bloed is ons skoon gewas, sodat ons nou ook met vrymoedigheid na die Here kan gaan, ook in al ons worstelinge. Want hy verstaan, hy ken ons, hy weet waarmee ons worstel en wat die impak van die las van die sonde is in hierdie wêreld, die gebrokenheid, dit waarmee ons elke dag worstel. Ons sakramente, die doop en die nagmaal, is tekens wat die Here vir ons gegee het om te verstaan wat hy vir ons gedoen het, wat sy liefde beteken, dat hy alles gegee het, dat hy ons skoon gewas het, dat hy sy bloed gegee het, dat ons vir hom baie kosbaar is, en dat hy nie sal toelaat dat ons bokant ons kragte beproef word nie. Broeders en susters, hierdie almagtige God van die verlede is vandag nog steeds dieselfde God. Hy is die getroue verbondsgod, en hy bly by sy beloftes. Sy goeie tierenheid duur tot in ewigheid. God is van ewigheid tot ewigheid. Daar is nie 'n beginpunt en 'n eindpunt nie. Hy regeer en niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Met sy reddende regterhand hou hy ons vas. Deur sy gees het hy ons kom woning maak om ons toe te rus, om ons te begelei, om ons siele te verkoop wanneer ons op hierdie pelgrimspad ook soms dors word,
smag na uitkoms, is hy daar. En dit is genoegsame rede om blydskap te ervaar, omdat ons weet dat ons in ons stryd nie alleen is nie. Hoekom dan moedeloos? Hoekom so min blydskap? Hoekom word ons vasgevang in 'n gees, in 'n wêreld wat wil opgee, wat wil terugdeins? Onthou, God se verlossingsdade in die geskiedenis sê vir ons, hy is die almagtige God, en hierdie almagtige God is steeds by ons betrokke. Maar belangrik ook, die psalmdigter roep ons ook op om rondom ons te kyk. En die Here se louteringsdade bring ook blydskap. God se genadige bemoeienis met sy kinders spreek ook met ons uit sy louteringsdade. En nou, psalmdigter roep die volk ook op om God hierin te prys, want ook in hierdie optrede kan gesien word dat God bewaar, dat hy uit groot ellende verlos het. Want hier staan, die Here het sy hand swaar op die volk laat rus. Hy het hulle beproef, hy het hulle getoets, hy het hulle onder druk gehou, hy het hulle karaatgehalte vasgestel. Hulle is so silwer gelouter, onder geweldige vuurgloed is hulle gesuiwer. Hulle is in die vangnet gebring, met andere magteloos soos 'n voël gemaak, getref in die heupe, met andere, hulle lê kragteloos op die aarde. Daar is oor hulle hoofde gery, daar word oor die neergeslaane wat nog lê, word nog verder vertrapping gedoen. Maar in al hierdie ellende word God se genade duidelik gesien. God laat te midde van hierdie ellende die volk weer herlewe. In sy genade het hy hulle nie laat wankel nie. God doen dit. Dit moet 'n volk hoor en daarom moet hy bly wees. Hy moet juig. Ook in louteringsdade, broeders en susters, is God met sy kind besig. Vers 9 sê, dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat. Hy sal nie toelaat dat ons struikel nie. In Christus het ons die lewe. En deur die Heilige Gees word ons in staat gestel om nie te struikel nie. Maar ons is nou besig met 'n heiligmakingsproses. Ons is medewerkers van God se heiligheid. God tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Die beproewinge is 'n suiweringsproses. Ja, ook die dinge wat nou in hierdie land, in jou persoonlike lewe, in die wêreld gebeur. Die kerk, die gelowiges, die mensdom is onderdruk. Die gelowige word magteloos gemaak met die stroom van die leuen wat oor ons spoel en die sosiale media wat ons brein spoel om negatief te dink en te twyfel. Want dis wat die duiwel hê, dat ons moet twyfel. Want as jy twyfel is jy soos die golf in die see, een oomblik bo en die volgende oomblik onder. Die kerk, die gelowige se stem word al stiller. Ons word ook gedwing om nie weer by mekaar te kom nie. En daardeur maak dit dat ons baie keer gemaksigtig raak en nie bereid is om opofferings te maak in diens van die koninkryk van God nie. Daniël sê in sy profesie, die dinge gebeur sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe, want die einde is klaar bepaal. Baie belangrik, broeders en susters, God is in beheer onder alle omstandighede. Hierdie dade van God in die geskiedenis, maar ook elke dag in ons lewe, moet ons aanvuur tot blydskap. Dit moet 'n eerbiedige ontzag vir God by ons inboesem. Dit moet ons aanspoor tot dade wat getuig dat ons vreugde in die Here vind. Want dit is hoe die psalmdigter reageer op hierdie selfopenbaring van God in sy werke. Sy vreugde kom uit in sy dade. Hy eer die Here met sy brandoffers. Dit is offerhandes
waarin alles gegee word. Hy gee die bestes, die vetstes. Sy dankbaarheid vir God se genadige bemoeienis met hom kom uit in dit wat hy gee. En dit gaan nie net oor materiële dinge nie, dit gaan oor emosionele, fisiese en geestelike dinge. Die bereidheid om op te offer, om my alles te gee. Is ons bereid om daai tyd af te staan, om daai opofferings te maak, om onvoorwaardelik op te tree in diens van die kerk van die Here? Betaal jy jou geloftes? Dit wat jy beloof het om te doen as kind van die Here, in al jou beloftes wat jy gemaak het, in al die verskillende verhoudings waarin jy is. Hoeveel het jy al afgelê? Doop, blynisaflegging, huwelik, ouderlinge, diakens. Vraag is, kom ons hierdie geloftes na? Hy deel sy blydskap met ander. Hy kan nie stil bly oor dit wat God vir hom gedoen het nie. Hy is dankbaar dat die Here hom die vrymoedigheid tot die gebed laat behou het en dat die Here in sy genade geantwoord het op sy gebed. Broeders en susters, kan medegelowiges, kan die wêreld wat soekend is, kan hulle in my lewe sien dat God in my werk. Wys my lewenswandel dat God ook my lewe tot elke oomblik regeer. Vind ek my vreugde in die Here, of is dit gegrond op omstandighede in my lewe? Wie die almagtige verbondsgod se dade in die geskiedenis en nog vandag elke dag raak sien, sal niks kan doen, niks anders doen as om in eerbied God te loof en te prys. Jy sal nie kan stil bly nie. Jy sal ook te midde van hierdie omstandighede met oorgawe, toegewydheid en entoesiasme opgewonde wees oor die lewe. Want onthou, Jesus het gekom. Hy het ons kom verlos en hy het vir ons die lewe gegee en die lewe in oorvloed. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Paulus se oproep in Filippense 4 vers 4 sluit aan by hierdie psalm. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie vir die oproep deur hierdie psalm, dat ons ook ons vreugde, ons blydskap in u sal vind. Dat ons sal terugkyk ook in ons eie lewe en sal raak sien u verlossingsdade, dat u in Christus ons herstel het, ons losgekoop het van die bande van die sonde, dat ons dit kon bely vanoggend, en dat ons, Vader, vanuit hierdie verlossing elke dag kan leef. Dat ons rondom ons kan kyk, Vader, en ook sien dat te midde van die omstandighede, die neerdrukkende omstandighede waarin ons wêreld is, ons u nogtans kan loof en prys, want ons weet, u is in beheer. U gebruik ook hierdie louteringswerke, hierdie dinge wat op ons pad kom, om ons nader aan u te bring, ons afhanklikheid van u te besef, en in alles ons te hernuwe, ons rein te maak, ons heilig te maak, sodat ons kan beantwoord aan die doel waarvoor u ons geroep het. Help ons, Vader, om voluit te leef, om die lewe te geniet en dit in oorvloed, omdat ons dit in Christus vind. Wees met elke lidmaat, u ken elkeen in hul besondere omstandighede, hulle wat gekonfronteer word met die siektes, met die aanslae van onsekerheid en 'n vrese, 'n angstigheid oor dit wat op ons pad kom. Hou vas, Vader, elkeen in u ontfermende liefde, dat hulle sal vashou aan u as die rots, vastigheid in u sal vind, en sal opkyk na u vir troos, vir bemoediging, vir ondersteuning. Ons dink aan hulle wat geliefdes aan die dood moes afstaan, wat ook die trauma van hierdie swaar moet ervaar. Hou hulle vas in u liefde, en dra hulle in u genade, dat hulle troos in u sal vind. En besonder vir ons kinders,
ook in die skole wat 'n onsekerheid beleef in hierdie tyd, ons personeel wat betrokke daarin is, dra hulle in u liefde, dat hulle ook vastigheid in u sal ervaar, en ook by u troos sal ervaar om vas te hou en 'n toekomsvisie te hê, om te weet dat dit in u hande is. As gemeente, Here, ook in hierdie onsekere tye, en waarin ons ook soekend is, dat ons op u sal vertrou en weet, hierdie gemeente behoort aan u, en u sal nie toelaat dat hierdie kandelaar uitgedoof word nie. Lei ons deur u genade om voluit te leef tot eer van u naam. Amen. Lees ook Psalm 66 in die beruiming van ons psalmboek, en die oproep wat daar ook gemaak word om uit te gaan en in die wêreld te getuig van God se liefde en sy verlossingsdade. Kom ons gaan doen dit ook in hierdie week wat vir ons wag, met oorgawe en oortuiging, sodat hy verheerlik kan word. Kom ons bid om die genade en die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.